Ons leer eerstens dat skape weerloos is. Hulle kan nie hulle self regtig verdedig nie. Hulle het nie groot kloue of skerp tande, hoewel hulle jou stewig kan byt. Het hulle nie tande soos roofdiere nie en kan hulle self nie verdedig nie. En so skape is ons as mens ook maar redelik weerloos daar buitekant in die natuur. Daar's nie veel wat jy kan doen teenoor 'n groot roofdier nie. Die wat oorleef het met tyd is die wat vinniger gehardloop het as hulle maatjies. Ons hardloop maar gedurig. Jesus sê, hy kyk so na hulle almal, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry omdat hulle verward en verstrooi was soos skape sonder 'n herder. So hierdie vergelyking maak vir hulle sin wanneer Jesus met hulle praat en wanneer ons dit lees, want ons verstaan dat skape is redelik weerloos. Ons sien ook dat skape nogal skrikkerig is. En die van julle wat dalk al op 'n plaas was of met diere geboer het, weet dat so af en toe dan kry jy een wat redelik parmantig is. Hy sal jou probeer met die kop stamp of oor 'n heining probeer spring, maar meestal is skape nogal skrikkerig. Jy hoef een ordentlik skrik te maak en dan hardloop die hele trop. Mense doen dit ook. Iewers tel ons 'n storie op, ons sien 'n video en dan stuur ons dit blitsvinnig aan. En het jy gesien, het jy hierdie gehoor en voordat jy weet sal 'n veldbrand en dan moet iemand weer opstaan en sê dis 'n video van 2021, dis nie waar nie, kalmeer en almal is van hoe kan ons kalmeer?